Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek wil hê ons moet hieroor gesels. Wat dink jy is die grootste probleem met die mensdom? Of at least, wat is die grootste probleem in jou lewe? En gegeewe hoe ons almal dink, wat dink jy is die oplossing vir daai ding? Daar's groot probleme in ons land. Petrolpryse is vreeslik hoog op hierdie stadium. Daar's load shedding, daar's korrupsie wat aan die gang is en tot 'n meerdere of mindere mate affekteer dit ons almal. Maar ek seker daar's ook baie dinge wat nader aan die huis, nader aan die hart is waarmee ons sukkel, probleme wat ons het. Wat is die antwoord op baie dinge? Is dit 'n nuwe regeringsstelsel wat probleme gaan oplos? Wat die land gaan bevry van korrupsie? Dalk is geld vreeslik tyd vir jou op hierdie stadium. Of jy sit met 'n studentelening wat moet afgebetaal word. Ja, dalk is dit juist daai graad wat vir jou die grootste probleem op hierdie stadium is, die graad wat jy moet deurkom. En ek wonder wat jy dink die oplossing op daai is. Is dit geld? Dink julle dat geld vir jou verligting gaan bring in daai situasie? Sodra jy jou graad kry, kan jy 'n salaris begin verdien en sodra jy dit het, kan jy 'n lening af, jy kan kos koop, jy hoef nie meer op 2-minute noodles te bly nie. Jy kan 'n gemaklike lewe vir jouself bou. Vandag wil ek hê ons moet hierdie vraag na die teks toe vat en kyk wat die antwoord vir ons gee. Wat is daai grootste nood wat ons het en wat is die oplossing op dit? Ons gaan aan met ons reeks uit Handelinge. Ons het die boek wat gaan oor begin van die vroeë kerk. Soos wat dit is die continuation van Jesus se werk, soos wat hy deur sy mense as instrumente werk, soos wat meer en meer van Jesus kom. Laasweek het ongelooflik gesien. Johannes en Petrus het na die tempel toe gegaan om te bid en daar was 'n wat by hulle gebedel het. Maar toe gebeur iets wat die man nie verwag het nie. As julle kan onthou, Petrus sê vir hom in vers 6, net voor ons, ek dink nie dis op die skerm nie. I have no silver and gold, but what I have, I give to you. In the name of Jesus Christ, Nazareth, rise up and walk. 'n man wat van geboorte af verlam was, het opgestaan en geloop. Dis ongelooflik. Ons teks vandag is wat reg daarna gebeur het. Soos wat mense sien, hierdie man wat ons geken het, wat verlam was, wat nou loop, hulle is astounded, hulle is amazed. En so daar's 'n groot omdrom rondom Johannes en Petrus om te sien, hoorie, wat gaan hier so aan? Petrus sien die skare rondom hom en hy sê, right, goue geleentheid, ek moet vir die mense verduidelik wat hier gebeur het. Ek wil hulle vertel van Jesus. So hy staan op en hy gee 'n preek. En dis wat ons gelees het en dis wat ons vandag saam nog gaan kyk. Ek wil hê ons moet na dinge kyk in die teks. 2 dinge raak sien. Vers 11 tot vers 16 is ons eerste punt wat ons nog kyk. En die vraag wat Petrus daar antwoord is, wie het hierdie verlamde man genees? Wie het sy grootste probleem? En vers 17 tot 26, watse oplossing het hy regtig gebring? Dis die 2 dinge waarna ons gaan kyk. En so ons spring in. Wie het die verlamde man se probleem? Vers 11 tot 16. Right off the bat sê Petrus, hoorie ouens, dit was nie ons nie. Hoekom staan julle in verwondering asof hoekom is die fokus op ons? 12 sê, kyk saam. Men of Israel, why do you wonder at this? Or why do you stare at us as though by our own power or piety we have made him walk? Dit was Jesus, is wat Petrus sê.
Hy het dit in ons gedeelte voor hierdie. Hy het gesê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Maar Petrus stop nie net daar nie. Hy sê nie net, hoorie, dit was nie my en Johannes krag nie, dit was Jesus. Great, lekker week verder, sien hulle vir hom. Hy sien raak dat die mense rondom hom regtig nodig het om te weet, wie is Jesus? Wie is hierdie man wat die verlamde genees het? Petrus maak dit baie duidelik vir die mense wat na hom luister wie Jesus is. En so hy beskryf Jesus. Het ons daar gesien af tot 16. En die beskrywing, die woorde wat hy gebruik om Jesus te beskryf, as die mense van daai tyd dit gehoor het, sou hulle regop staan. Hulle sou luister, hulle hart sou begin klop. En ek dink ons mis, want ons staan nie naby aan die Joodse kultuur wat so gesouk is in die Ou Testament nie. Maar kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. As ek vir julle 'n beskrywing kan gee van iemand, the king of pop, wie is dit? Michael Jackson. Is 'n beskrywing van hom, the king of pop. En as ek vir julle sê, op 'n soortgelyke manier, weet julle wie the Bard of Avon is? Dit is bietjie lank terug vir ons. Dis Shakespeare. Ek sien iemand het dit geweet. Shakespeare staan baie ver weg van ons, en so ons kan nie regtig sy titels meer nie. Wat hier in die teks is, Petrus beskryf Jesus. Hy beskryf hom as, vers 13, God se dienskneg, the righteous and holy one in vers 14, en God se Christus, 17. Dis alles Oud-testamentaal van iemand waarvoor die Jode gewag het. Lees saam met my, ek hoor soos wat ek dit vir julle lees. Isaiah 53 verse 11. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. So die skrywer Jesaja het hierdie geskryf honderde jare voor Jesus gekom het. Kyk vooruit na iemand wat God beloof het. 'n Beloofde koning wat sy mense sal die situasie waarin hulle self bevind. Dis iemand wat die hele volk voor gehoop het. Petrus sê vir hulle, hoor hierdie persoon waarna julle gehoop het, Jesus is daardie beloofde koning. Jesus is God se suffering servant. Maar herinner hulle ook, vers 15, you are the ones who killed the author of life. Julle het hom verraai, julle het die heilige en regverdige persoon verruil vir Barabbas, 'n moordenaar. Maar hierdie einste Jesus, wie julle gesien het aan daai kruishang wat dood gegaan het, God het hom weer lewendig gemaak. En dis die rede hoekom ek hier voor julle staan en met julle praat. Dit is die rede hoekom julle hierdie verlamde man wat julle sien staan, dis hoekom julle hierdie man hier sien staan. En die teks vir ons sê is hierdie persoon Jesus is steeds lewendig vandag en hy werk deur sy mense. Die mense met wie Petrus gepraat het sou Jesus onthou het. Hulle toe die volk, hulle insluitend hom laat doodmaak het. Maar ek dink nie hulle het hom geken soos Petrus hom hier beskryf het nie, of ten minste hulle nie geglo Jesus sê wie hy is nie. Hulle het hom verwerp. Hulle het hierdie verstaan van Jesus het hulle gesê nee. En hulle het hom doodgemaak. Hoekom het die mense Jesus gekruisig? Omdat hy dinge gesê het en gedoen het waarvan hulle glad nie gehou het nie. Dinge wat nie mooi by hulle uitgesorte lewe en hulle struktuur, hulle religious systeem gepas het nie. Hy het dit al en al omgedop.
Hulle wou nie hoor dat Jesus die outeur van die lewe is nie, want dit sou beteken dat hulle self nie die outeur van hulle eie storie is nie. Dit sou beteken dat hulle die knieg moet voor Jesus. Hulle kan nie nou meer in daai tyd gedoen het, hulle krag gebruik om ander te verdruk nie, of hulle kan nie nou meer 'n lewe vir hulle self baie en plesierig maak en die hoë aansien van die gemeenskap geniet nie, soos wat die fariseërs gedoen het nie. Nou, jy mag dalk sê, hoorie, no big deal vir my. Petrus praat nie hier met my nie, hy praat met die Jode, ek nie. Hoekom is hierdie belangrik vir my? Die antwoord is dat die skrywer juis wil hê mense moet hulle self sien in daai Jode wat nou Petrus het. Hy wil hê dat ons almal gekonfronteer moet word met hierdie Jesus. En Petrus wil verder as dit gaan. Hy wil sê, hoorie, jy hoort jouself in die skoene te sit van daai Jode wat Jesus gekruisig het. Romeine 3 vers 10 tot 18 lees vir ons. En dit praat oor ons almal. No one is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks God. All have turned aside. Verse 15, their feet are swift to shed blood, and their paths are in misery. And the way of peace they have not known. Dit klink soos ons wêreld. Vers 18 sê vir ons die rede, there is no fear of God before their eyes. Ek dink wat Petrus vir ons hierso wil sê is dit. Die verwerping van Jesus in die hier en nou is by die hart van die sonde wat Jesus kruis toe gestuur het. En daardie sonde is steeds soos 'n veldbranding vandag. Ons almal moes hier by Willows Country Lodge kom op 'n manier en almal van ons wat op die pad gery is, ek seker ons almal gaan terug op die pad ry. As jy 'n blou lig sien agter jou of voor jou, jy weet presies wat dit beteken, right? Daar's polisie. En soos wat jy nader kom aan daai lig en die polisieman sê vir jou, hoor, trek asseblief af. Jy gaan verseker vir hom luister. Ons almal, dis 'n no-brainer, ons weet wat om te doen. As ons dit nie doen nie, gaan ons in groot moeilikheid wees. So, moet nie dit probeer vanaand nie. Kyk, as ons kies om die polisieman te ignoreer, gaan dit ons nie. Dit gaan ons lewe baie erger maak. Die polisieman is daar om veiligheid op die pad te verseker. Hy is daar om seker te maak dat daar stuurders op die pad is nie. En hy is daar om die wet van die pad te implementeer. As ons daai autoriteit van die polisieman verwerp, as ons sê, hoorie, nee, ek gaan nie daarna luister nie, dan gaan ons in moeilikheid kom, soos daai polisieman agter ons aanhardloop. Die punt van die teks is dit ons het 'n veel groter probleem aan begaan. 'n Polisieman ignoreer en daar's baie groter gevolge op ons skouers as 'n aand in die tronk. Petrus sê vir ons almal het Jesus verwerp. Jesus die seun van God het ons verwerp en doodgemaak. Ons het nee gesê vir God. En dis nie dat God 'n baie onpersoonlike wet net wou nakom nie. Hy wou in 'n persoonlike verhouding met ons wees en ons het ons rug gedraai op God. Ons het gebrokenheid gekies en afstand en so ons staan onder sy regmatige oordeel. As jy nie vandag in 'n verhouding met Jesus staan nie, wil ek vir jou vra, wat dink jy van Petrus se argument hierso? Kan jy sien dat dit 'n regtig groot probleem is as dit wat hy sê is waar? En daar is meer as genoeg historiese bewyse dat Jesus regtig gesê het wat hy het, regtig gedoen het wat hy gedoen het en regtig is wie hy sê hy is.
Petrus was 'n ooggetuie tot hierdie waarheid. Die mense wat die verlamde man gesien het, daar was 'n groot skare, hulle is getuie tot hierdie waarheid. As ons nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus staan nie, is ons besig om hom te verwerp. Daar is nie 'n derde opsie nie. Ons beweeg nader aan hom, soos wat ons hom beter leer ken, om nie vir hom en ons draai weg. Van ons vandag, Jesus het opgestaan. Hy is lewendig. Hy is koning en heerser. Hy is die outeur van. So ons kan nie net besluit oor ek hou nie van wat Jesus hierso sê nie. So ek gaan eerder my eie paadjie volg. Ek dink dit is om te sê ek hou nie van die 120 km/h reël nie. Ek gaan dit 180 maak vir myself. Jy kan nie net dit doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Vir ons vir die van ons wat Christene is dit ook belangrik om na te dink op hierdie feit dat Jesus koning en heerser is, dat hy heerser is oor elke liewe gedeelte van ons. Ons kan nie ons geloof in 'n boksie sit en sê hoorie Jesus, jy kan regeer in die geloofboksie van my lewe. Ek gaan steeds koning wees hierso oor my geld en oor my vrye tyd, maar jy kan nie geloofgedeelte kry nie. Dit is belangrik vir ons ook om te onthou dat Jesus koning is oor die hele van ons lewens. En so ek wil ons uitnooi, nie Christene, sien wie Jesus is en maak erns daarmee in jou lewe. So ons het die eerste punt gesien, Petrus wys vir ons dat Jesus die verlamde man genees het. Hy het sy probleem los. Kom ons vra nou die vraag, watse oplossing het hy regtig gebring in ons volgende gedeelte? Ons sien dat Jesus fisiese genesing gebring het. Hy het die verlamde man genees en nou kan hy weer loop. Maar wat Petrus dan doen is om te sê oor die fisiese genesing wat nodig was net 'n simptoom van iets veel groter wat nodig is. En is dan reeds gesê, die grootste nood wat ons het, is die feit dat ons God verwerp het. Dis die storie van die mensdom. Adam en Eva in die tuin het besluit om van daai te eet, soos wat van daai vrug te eet, soos wat God vir hulle gesê het, hoorie, lewe onder my heerskappy, volg my, luister vir my. En Adam en Eva het gesê, nope, ons wil self wat goed en kwaad is, vir ons kies. Ons gaan wegdraai van God af. Ons gaan die eie outeur van ons lewe. En dis dieselfde ding, waarvan ons skuldig is wat ons rug draai op Jesus. En skuldig staan as gevolg van ons sondes, vir sy dood. En daarom staan ons onder die oordeel van God. Die ongelukkige goeie nuus julle is dat Jesus genesing bring. Nie net vir daardie een man nie, maar hy bring volkome genesing. En hy maak dit beskikbaar vir jou en my deur geloof in sy naam. Dit het hy laat gebeur, juist deur sy lewe wat perfek en heilig was, juist deur sy dood en juist deur sy opstanding uit die dood. Ek dink ons dink maklik dat ons grootste nood is die oplossing en genesing van dit wat actually simptome is van 'n veel groter probleem. Laat ek verduidelik wat ek beteken. My wonderlike Corolla, Toyota Corolla staan daar buite. Ek is baie lief vir die kar. Die Chori is al baie jare in my gesin. Dit was my ouma se. Ek het die kar baie lief, maar elke nou en dan begin die arme ding bietjie moeg raak vir die lewe. En hy maak snaakse geluide. Sy bumper het hier losgegaan. En elke nou en dan gee hy net vir my so 'n mooi plassie olie waar ek gestop het. En man, ek kry myself keer op keer net fokus om daai simptome uit eerder as om die groter probleem raak te sien. Wat ek bedoel is, wanneer daar 'n groot rattle is in die kar, mens kan dit nie hoor as die volume van die radio baie hard is nie.
duct tape en zip ties kan maklik die bumper in plek hou en die olielek is die maklikste om uit te sort want jy moet net elke tweede dag bietjie meer olie in die kar ingooi. Julle sou saamstem dat dit nie actually die probleem gaan fix nie, right? Julle moet dit actually vir my sê, dit gaan nie die probleem fix nie. Ek dink dit is dieselfde met die moeilike dinge van ons lewens. Ons sien die simptome raak as 'n probleem en ons soek, maar ons deel actually nooit met die ware probleem wat ons mee staan nie. Die hart van die behoeftes in ons lewens is nie dit nie. Of 'n beter werk kort nie meer vriende nie. Ons ware behoefte is dat ons in verhouding met God kan staan. Maar wat ons gedoen het is ons het daai verhouding verwerp en so ons het nodig om weer terug in verhouding te wees met God en ons kan nie doen nie. Dit is ons grootste nood. En so ek wil hê ons so met hierdie paradigm laat praat met daai dinge in ons lewe wat heiliglik ons onderkry, die dinge wat heiliglik soos die grootste probleme in ons lewe. En die oplossings wat ons dink dit kan uitsort. Ek sê vir julle dat geld nie vir ons 'n verhouding met God kan koop nie. Ons graad of ek gaan ons nie na God nader toe bring sonder Jesus nie. 'n Beter regering gaan ons nie kan help met hierdie probleem nie. En selfs die beste dokters en medisy gaan ons nie vir daai genesing, daai oplossing lê slegs by Jesus en 'n verhouding met hom. En die awesome nuus, die soet nuus wat Petrus met ons deel, is dit. In vers 19 hy sê repent and turn. Hy sê daar's kans vir jou om weer in verhouding met God te wees. Draai na Jesus toe, sien wat hy gedoen het. Sien wie Jesus is, sien hom raak, sien jou eie sonde raak en draai na hom toe. Hy wil jou terug aanvaar. 3 dinge sal gebeur soos wat jy dra na Jesus toe in bekering. Daai 3 dinge kry ek van die teks uit. So julle moet dit vir julleself ook sien. Vers 19, vers 20 en 20, 2 keer in vers 20 sien julle daar's 'n herhaling van die woord that. Vers 19 that. Laat ek dit vir ons lees. Vers 19, repent therefore and turn that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed to you, Jesus, whom heaven must receive until the restoring all things. Ek wil hê ons moet tyd spandeer en na elkeen van hierdie 3 dinge kyk. Wat gebeur as mens in bekering na Jesus toe? Eerstens, daar's vergifnis van sondes, julle. As mens draai na Jesus toe, word jou sondes jy word vergewe vir dit wat jy gedoen het. Jy word vergewe vir die feit dat jy jou rug gedraai het op God. Wat hom nie jy word vergewe vir wanneer jy die outeur van jou eie lewe wil wees en Jesus wil weg hê. Jy word vergewe want Jesus het in sy kruisdood die sonde betaal. Hy het ons skoon gewas. Jesus Christus wat die holy and righteous one is, het nie nodig gehad om self kruis toe te gaan vir iets wat hy moes voorbetaal nie. Hy het dit gedoen vir sy mense. En soos wat jy draai na Jesus toe, word jou sondes vergewe. En dit lei ons na die tweede ding toe, time of refreshing. Die wat bekering na hy draai, word verfris in hulle wese. Dit klink wonderlik. Hoekom? Want die Heilige Gees, God die Heilige Gees kom woon binne in ons. Want ons sondes is vergewe. Ons is weer in verhouding met die koning van die heelal. Ons hoef nie meer die gewig van die sonde en die kwaad op ons skouers te voel nie, want die Here het dit vergewe. En hy gee vir ons die Heilige Gees om ons daarvan te herinner, in ons harte te werk en ons te transformeer. Laastens wat gebeur is, daar is genesing en herstel van alles wanneer Jesus terugkom. Dit gee vir ons hoop, soos wat ons na Jesus terugdraai en dit gee vir ons hoop in die hier en nou vir
Soos wat dinge gebroken is, soos wat ons almal weet dinge is gebroken, soos wat daar moeilike dinge in ons lewens is daar 'n vooruitsiening, 'n werklike, konkrete hoop dat Jesus gaan terugkom en hy gaan alles kom vernuwe. Ons gaan in 'n perfekte verhouding saam met hom staan. In 'n plek sonder kwaad, sonder gebrokenheid, sonder seer. Vir die ons geloof in Jesus Christus gesit het, wil ek herinner dat bekering, repentance is iets wat op 'n daaglikse basis hoort te gebeur. Ons is steeds sondig en daar is baie areas wil wees waar ek nie na die knie wil buig voor Jesus nie. Waar ek eerder die outeur van my eie storie wil wees. Dit is waar van ons almal. Soos ek wil ook ons herinner en ek wil hê ons moet fokus op baie drie spesifieke dinge wat Petrus sê. Daai 3 dinge wat gebeur soos wat ek en jy na Jesus toe draai. Ek en jy kan gedurig onsself herinner dat ons sondes vergewe is, julle. Ons kan voor God staan sonder oordeel, sonder angs, sonder bang wees in 'n verhouding met hom want hy het ons sondes vergewe. Ons verlede tel nie meer teen ons nie en die sonde wat ons gaan doen nog, gaan ons nie wegvat van daai verhouding van Jesus nie. Die tweede ding is ons kan koester in die feit dat die aanklag en 'n slegte gewete wat ons pla, ons nie meer hoef te regeer nie. Gewete wat pla is gewoonlik 'n goeie ding. Dit dryf ons terug na Jesus toe en dit dryf ons om jammer te gaan sê vir daar waar ons verkeerd gemaak het. Maar as ons eers dit gedoen het, as ons eers daai bekering en vergifnis gevra het, dan hoef ons nie meer die las daarvan te voel nie. Ons kan weet dat Jesus daarvoor betaal het. Hy het ons guilt en shame weggevat. Dit behoort 'n baie gedagte te wees, waarheid te wees. Dit is vir my. En dit hoort vir jou ook te wees. Meer as dit kan ons weet dat ons in 'n dat die God die Heilige in ons harte woon. Dit hoort vir ons comfort te gee, rustigheid en oortuiging dat God met ons is. Dit beteken nie dat as ek in Jesus glo, ek nooit weer siek gaan wees nie of ek 'n baie lewe gaan lei nie. Daai dinge is deel van hierdie wêreld wat gebroken is, maar die goeie nuus daarvan is dat ons soos wat ons in bekering draai na Jesus toe, het ons 'n stewige fondasie waarop ons kan rus. Die wêreld kan en die storms van hierdie wêreld kan ons skud. Maar ons fondasie is nie op onsself nie, ons staan op Christus, die rots. Dan genooi om uit te sien vir 'n tyd in die toekoms wat Jesus gaan terugkom. Wanneer hy alle gebrokenheid en sonde gaan waar slawedrywer gaan wees nie, waar ons nie meer korrupsie gaan beleef nie. 'n Ewige en intieme verhouding met Jesus en met sy mense. Ons kan uitsien vir ons kan God loof en prys vir dit. En as jy hierso sit en jy het nog nie na Jesus toe gekom in bekering nie, wil ek jou uitnooi om dit vandag te doen. Doen dit vanaand. Jesus is die enigste een wat vir ons volkome genesing kan bring. Hy wat ons grootste probleem kan oplos. En hy nooi ons uit om hierdie wonderlike lewe in hom te geniet. En wil ek jou ook waarsku vanuit ons teks uit vers 23 praat Moses hierso en hy verwys na Jesus. Hy sê, and it shall be that every soul who does listen to that prophet shall be destroyed from the people. Dis harde woorde. Dit is 'n ernstige en ek wil hê ons moet erns daarmee maak. Moet nie Jesus uitstel en sê later nie. Ek wil eers nou my lewe geniet hier terwyl ek jonk is en dan wanneer ek tot 30 kom, dan sal ek weer dink aan Jesus. Ek wil hê jy moet weet dat
die lewe in Jesus is baie beter as die lewe sonder Jesus. Maar 2, ons kan die tyd kies wat ons nie meer lewe nie. Ons kan nie besluit wanneer ons gaan nie. En so ek wil ons aanraai om almal na Jesus toe te draai. Praat met die persoon, as jy nie 'n Christen is nie, praat met die persoon wie jy hierso is, wat jy weet wie 'n Christen is, en sê vir hom of haar, ek wil my lewe vir Jesus gee. Hoe lyk dit? Praat met enigiemand wat hier op die stage was vandag, en ons wil so graag 'n pad saam met jou wil stap, soos wat ons saam beter Jesus leer ken. Ek wil vir ons afsluit. Hierdie teks wys vir ons dat ons grootste nood is dat ons verhouding met God verwerp het, maar dit wys vir ons ook die oplossing, dat Jesus vir daai ons uitnooi na homself toe. En so kan ek ons aanraai, kom ons bekeer en draai terug na Jesus toe, die Christus wat bring vir ons almal, wat antwoord gee tot ons grootste probleem. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die woorde van Handelinge 3, wat Petrus baie jare terug gepreek het, maar wat so relevant en belangrik is vir ons vanaand ook nog, Here. Ek wil vir U dankie sê vir die werk wat U deur geskiedenis gedoen het. Soos wat U van die begin af hierdie beplan het om hierdie reddingsstorie vir ons. Here, dankie dat U ons vergewe vir ons sondes. Here, ons wil terugkom in bekering en Here, ons sondes bely en bely dat ons gereed U as die outeur van ons lewe soek nie. En so ons wil jammer sê, ons wil terugdraai en soos ons dit doen, wil ons onsself herinner dat Here, U ons vergewe, dat ons kan beleef en dat ons kan uitsien vir 'n ewigheid saam met U in 'n wêreld wat nuut gemaak is. Here, laat hierdie waarheid van Jesus Christus wat heilig tans lewe, wat opgestaan het uit die dood uit. Here, asseblief, Heilige Gees, sal U daai waarheid in ons harte laat aan die brand slaan. Sal U vir ons 'n oortuiging gee van hierdie waarheid en sal U hierdie waarheid in ons lewe wakker maak, dat ons met moed, dat ons met hoop in hierdie gebroke wêreld sal lewe, wetende dat U met ons is en wetende dat U eendag terugkom en ons kan uitsien vir daai dag, Here. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.